Ek groet u hier op die senders van Joy Gospel Radio. Ek is Willie Sonnessen en ek nooi u hartlik uit om saam te kuier hier op my program Wolke van Getuienisse. Vriende, ek wil vandag met u praat oor daardie dag toe God vir Abraham beveel het om Isak vir hom te gaan offer. Terwyl ek in een van die grootste krisisse van my lewe was, dat ek kon sien hoe dat my liefling Annietjie, my vrou, besig is om haar laaste myl te stap. Haar hare wat uitval, sy nie meer self kan eet nie, ek haar moet was, haar gewig daagliks afneem, en ek moet haar aantrek, ek moet haar op stoeltjies stoot. Toe stuur iemand vir my 'n lied wat ek na moet luister. Terwyl ek so luister, het trane oor my wange vrylik geloop. In die parkeerarea daar in Hermanus, waar ek vir haar wag by die hospitaal. Ek wou net alleen wees. Sy lê daar, gekoppel aan masjiene. Wat hou die toekoms vir my en vir my Annietjie in? Die sanger het voordat hy die lied gesing het, met die woorde begin, met hierdie woorde. Hy sê, it is not difficult to get rid of your Ishmael, but leave my Isaac alone. Abraham en Sarah het vir jare, ook seker in hulle jong lewe, gebid vir die kind, vir 'n kind, en dit het nooit bewaarheid geword nie. Hulle het ook seker maar begin twyfel. En toe het God 'n kind beloof, en toe is klein Isakie gebore. Dit was die vreugde van hulle huis. Dit was die belofte kind. Hulle was so trots, dat op hulle ou dag het hulle geskiedenis gemaak. God het vir hulle 'n kind gegee, 'n belofte kind, uit die hand van die Skepper. Elke mylpaal wat hy bereik het, daardie kind was met soveel bewondering aanskou. Die kind in hulle huis het sommer lewe gebring. Daar was 'n stemmetjie in hulle huis. Die lewe van Abraham en Sarah het so verander. Hulle het met soveel liefde na die kind gekyk as hy daar in die huis rondstap. Dis 'n belofte van God. Hulle was so gelukkig, want dit was God se geskenk. Isak het al die aandag gekry. Die kind het opgegroei en is gespeen, en vir daardie okasie het Abraham die geleentheid 'n groot maaltyd berei op die dag toe Isak gespeen is. Die mense het hierdie wonderkind kom kyk. Daar was soveel ideale geskep vir hierdie kind. Dit was sy moeder en dit was sy vader en Abraham se trots. Ek wil graag Genesis 22 met u deel. Hy sê, na hierdie dinge het God Abraham op die proef gestel en aan hom gesê, Abraham, en hy antwoord, hier is ek, Here. Toe sê hy, neem jou seun, jou enigste, wat jy lief het, Isak, en gaan na die land Moria, en offer hom daar as 'n brandoffer op een van die berge, wat ek jou sal wys. Vriende, skielik in daardie gemoed van Abraham, kyk hy na Isakie, en hy dink, Here, wat het u nou vir my gesê? Maar die Bybel sê nie, dat daar enigstens iets verander het nie. Hy sê, daarop
het Abraham die môre vroeg klaar gemaak. Hy het nie met God geredeneer nie. Hy sê, en hy het sy esel opgesaal, en 2 van sy dienaars en sy seun Isakie saam met hom geneem. En hy het hout gekloof. Abraham self het hout gekloof vir die brandoffer en opgestaan en na die plek gegaan wat God hom aangewys het. Op die 3de dag, toe stap hulle, en Abraham het sy oë op, slaan sy oë op en sien die plek van ver af. En Abraham sê aan sy dienaars, bly julle hier met die esel. Ek en die seun wil daarheen gaan om te aanbid en dan na julle terug te kom. Vriende, om te dink, hy loop 3 dae saam met hierdie kind wat hy gaan offer. En Abraham het die hout vir die brandoffer geneem en dit op die kind se Isakie gesit. Hy het dit op sy rug gesit. En die vuur en die mes in sy hand geneem. So het hulle 2 dan saamgeloop. Tot op hierdie stadium het Isak nie bewus gewees. Abraham het dit ook nie aan Sarah vertel nie. Die liefling van Abraham en Sarah wat soveel geluk in hulle huis gebring het. Wat die huis was skielik vol. Die kind waarop hulle so trots was en soveel moontlike ideale opgebou het. Toe kom die woord van God en sê, gee hom vir my. Abraham het die woord wat hy van God gekry het, sekerlik nie met Sarah gedeel nie. Ek kan nie dit dink nie. Want uit die volgende môre, God het dan gesê, en die volgende oggend hy die esel gevat. Die feit dat hy selfs die hout gaan kloof het vir die altaar, kan wees dat hy dit nie eens aan sy diensknegte genoem het nie. Wat het daardie nag deur die gedagtes van Abraham gegaan? God het met hom gepraat en nie met Sarah nie. Sarah was onbewus van die bevel van God. Vriende, ons moet onthou dat Abraham se agtergrond waaruit hy gekom het, was afgodsaanbidding. Hulle het die lewende God nie geken nie, totdat God homself aan Abraham geopenbaar het. Abraham het soveel vertroue in hierdie lewende God gekry en soveel erkenning ontvang en soveel respek, soveel geloof het hy in hierdie God wat hy so pas ontmoet het, het hy in hom die vertroue gestel. Abraham het in God geglo en dit is hom tot geregtigheid gereken. Abraham het besef dat hierdie God roep die dinge wat nie bestaan nie, hy maak die dooies lewendig. Hierdie selfde God vir wie hy leer ken het, kom en beveel hom, Abraham, om sy seun, die een wie hy lief het, te gaan offer. Ek glo Abraham het daardie nag nie geslaap nie, want van die skok was te groot. Soms het hy gewonder of hy reg gehoor het. Kan dit die God wees wat hy so pas leer ken het en vir wie hy soveel agting gekry het? Die God wat mensoffers verafskiet, wat dit beskou as 'n gruwel in sy oë. Hoe kan dit wees dat hierdie God, wat nou vir hom die belofte kind gegee het, hierdie God beveel hom om sy kind te gaan offer? Kan dit wees, het hy reg gehoor? Is dit nie maar 'n invluistering van die duiwel nie? Daardie volgende oggend het hy self die hout vir die offer gekap, soos ek al reeds genoem het. En met elke kap dan hoor hy sy kind skreeu as die vlamme hom so verbrand. Sy trots, Sarah se trots, hoe gaan hy die nuus vir haar vertel? Jou kind is geoffer. Hierdie God wat hy so pas leer ken het, wie hy glo die ware God is, dat hy sal hy Isak offer, dat hy die vermoë het om hom weer op te wek. Dit was sy geloof wat hy het, dis hoekom hy vir niemand gesê het nie. Die 3 dae wat hy die seun, die 2 slawe en die donkie gestap het, hoe het dit
nie aan Abraham geknaag, gevreed, as hy sy trots hier langs hom sien, wat hy lief het, so saam met hom stap, met hulle hardloop, en hy bekyk die landskap soos hulle aanstap, totdat hulle die plek gesien het, Moria, wat beteken God is die voorsiener, die plek waar Isak geoffer moet word. Hoe het die benoudheid nie aan Abraham geknaag nie? Sê nou net, ek het nie reg gehoor nie. Toe hy Isak, wat toe 30 jaar oud was, moes wees, volgens oorlewering sê die geleerde manne, sê hy moes ongeveer 30 jaar oud was, want Jesus was 30 jaar oud toe hy geoffer is aan die kruis. Want 'n jong kind sou nie daar die vraghout op sy rug kon dra nie, is maar een van die bewyste. Isak het geweet dat mense geoffer word vir die gode, en moes verstaan, toe Abraham aan hom die opdrag van hierdie God verduidelik het, daar by waar hy die offer gaan maak. Isak het dit aanvaar. Abraham het sy hande en voete vasgebind, en nog gedink, hoe is dit moontlik dat hierdie God, wat mense offers as afgryslik beskou het, hom beveel om sy kind te offer? Op die altaar het sy liefling gelê, en moontlik kon hy Isak ook nie verstaan wat met hom gebeur nie. Isak nie homself kon dit nie verstaan nie. Nogtans was hy gehoorsaam, en het hy sy vader se besluit geëer. Vriende, toe Jesus op die kruis hang, toe sê hy, Vader, in u hande gee ek my gees. Hy was onderdanig aan sy vader. It is not difficult to get rid of your Ishmael, but just leave my Isaac alone. Op 9 Julie 1966 in 'n klein kerkie in Newlands, Johannesburg. Om 3 uur daar die middag het ek voor in die kerk gesit en wag op my bruid. Ek was maar 20 jaar oud en my bruid Annetjie ook 20. Langs my het my broer gesit met sy trooi jonker pak, en ek het met 'n swart troupak, ek met my swart troupak, saam met ons gewag, wanneer die note van die troumaars, die klanke van die troumaars, die koms van die bruid sal aankondig. Dit was net na 3 uur, toe die orgelris haar vingers oor die orgelse klawers laat gaan, en die klanke van die troumaars, die stilte in die ou kerkie verbreek het. My grootste oomblik het aangebreek, die oomblik wat God vir ons beplan het, en wat God beveel het, soos in Genesis 2 vers 24, daarom sal die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleed, en hulle sal een vlees wees. Ek het opgestaan, opgewonde, en omgedraai, en na die agterkant van die kerk gekyk. My oë was vasgenaal na die agterkant van die kerk. In die deur het sy gestaan, my Isakie, met haar arm ingehak by haar vader. Sy het soos 'n engel gelyk, met die spierwit wyl oor haar gesig. Sy was waardig om die wit wyl te kon dra, want sy het haar reinheid bewaar vir hierdie dag in haar lewe. Die wit trourok het haar reinheid uitgebeeld. Sy was gereed om daar die 20 tree na die voorkant van die kerk af te stap na haar verwagtende bruidegom. Halfpad sal sy by my inhak. Sy was asemrowend beeldskoon. Haar spierwit trourok het ineens die kerkie verlig. Haar innerlike skoonheid het verder die stempel op haar edelheid afgedruk. Ek het na die middel van die kerk gestap, daar waar haar vader haar aan my toe vertrou het. Van nou af sal ons twee saam 'n toekoms kan bou. Voor die prediker het ons gestaan en moes ons op die vraag wat die prediker gevra het met kortliks antwoord. Ek beloof. Ek Willem Hendrik Sonderse neem Annetjie van Straatnon om my wettige vrou te wees, 'n gawe van God om te versorg en te beskerm. Ek beloof om haar lief te hê, haar te vertroetel, getrou aan haar te wees, tot die dood ons sal skei. Ek het haar gesoen, nadat ons die ringe in ons vingers gesit het, as die teken van 'n band wat nooit gebreek mag word nie.
Ons was 2 jaar getroud op 27 Mei 1968, omtrent 10 voor 10, rukke ontploffing my liggaam, vlamme slaan oral op my liggaam uit, en binne daardie vlamme hel en benoudheid, het ek skielik geskreeu en geroep, en binne in alles het ek, Here, ek wil nie nou sterf nie, was my geroep na God toe ek beland in die hospitaal, en vir byna 2 jaar kyk Annikie na my, moet sy my versorg. Sy was beeldskoon langs my in die hospitaal, en sy soos 'n engel my bygestaan, soos 'n generaal vernamens, en rykes, aansienlike dokters het haar skoonheid gesien en dit bemin vir haar, en ook vir haar vertel dat ek so geskenk gaan wees, dat ek gaan nie lewe nie, dat ek gaan lyk soos 'n monster, en dat as ek sou sterf, dat hulle graag met haar in 'n verhouding sou belangstel. Sy het my lief gehad, al was ek so geskenk. Sy het my gehelp om weer te loop, weer die lewe in die oë te kyk en my aan te moedig dat ek nog 'n staanplek in die lewe kan hê. Al lyk ek hoe. Ons was 6 jaar getroud, toe klop 'n weggooi baba van 2 weekies oud aan ons deur, en ons soek iemand vir haar, om vir haar 'n mamma te wees. Annikie se arms was oop, en vir 47 jaar het sy Michelle, vir 53 jaar het sy Michelle, ons dogter, met haar verstandelike ongesteldheid opgepas en lief gehad soos haar eie. Ons was 32 jaar getroud, toe kom Christo, ons skoonseun, op die toneel met 'n verwoeste kinderlewe, wat hom verstandelik aangetast het, dat hy in skizofrenie verval het. Vir 20 jaar stap ons saam met hom die pad. Voorheen was daar nagte en dae wat Annikie ure spandeer het om hom te probeer kalmeer. Soms tot 4 keer per week het hy stemme gehoor wat hom wil laat selfmoord pleeg. Annikie se moederlike liefde, kalmte en geloof het hom weer perspektief te gee dat daar reeds 'n groot verbetering is in sy gemoedstoestand. Daar was 'n moeder wat hom verstaan en hom ook lief gehad het. Die jaar 2012 word Annikie my Isakie gediagnoseer met die gevreesde siekte MDS, myelodysplastic syndroom, waar die beenmerg besig is om minder wit en rooi bloedselle aan die liggaam te voorsien, en op die ou einde geen wit bloedselle voorsien nie. Dan ten einde laaste oorskakel na leukemia, bloedkanker, wat dan die beenmerg doodmaak. Enige infeksie wat die persoon mag opdoen, kan die dood veroorsaak. Vir jare word sy behandel met inspuiting om die wit en rooi bloedselle aan te vul. R20.000 per maand het die behandeling beloop. September maand 2015 word daar bloed getrek vir toetse om die bloedvlakke te monitor. Ons ry allangs die kus af op pad huis toe van Gordons Bay af na Betty's Bay, en skielik lui die telefoon in die motor. Aan die ander kant, Annikie se hermatoloog wat die uitslag van die bloedtoetse ontvang het. Vir die eerste keer is haar bloedvlakke gevaarlik laag, en moet sy dadelik hospitaal toe kom vir bloedoortappings. 2016 moet sy weer na die vergelegen hospitaal toe gaan vir bloedtoetse. Ek maak haar wakker, want ons moet 9 uur ons daar wees. Ek gaan maak vir haar ontbyt, en toe ek weer in die kamer kom, lees sy nog steeds. Ek besef dit is nie Annikie nie, sy is altyd baie stiptelik. Ek maak haar wakker en vind dat sy is deurmekaar. Ek help haar badkamer toe, en vir die eerste keer was ek haar en ek trek haar aan. Ek besluit ek gaan nie vergelegen toe nie, maar ek gaan na die hospitaal in Panorama waar haar hermatoloog is. Ek besef my Isakie is baie siek. Vir die eerste keer sien ek haar in 'n reistool, en ek huil dat die personeel by die noodafdeling my moet kom troos. Ek het my liefling nog nooit so gesien nie, my Isakie. It is not difficult to get rid of your Ishmael, but leave my Isaac alone.
Die pyn wat deur die gemoed van Abraham gegaan het, terwyl sy Isak op die altaar gelê het, en hy God se stem steeds hoor, gee jou Isakie vir my. Here, kan dit wees dat u so bevel sou gee, u wat mense offer as iets gruweliks beskou het, kan dit wees? Die dokter kom by my en sê, meneer, jou vrou is baie siek, haar liggaam is deurtrek van infeksie. Hulle behandel haar met die sterkste antibiotika, sy raak deur mekaar, en in haar deur mekaar toestand, daar in die hospitaal bly sy die naam van die Here groot maak, en bly verklaar, ag, gaan ek deur 'n dal van doodskade wie, ek sal geen onheil vrees nie. Sy praat net van Jesus en preek vir die mense, en in haar deur mekaar toestand. Vir 8 ure per dag hou ek haar vas, want sy wou net opstaan. Sy weet, elke 6 maande moet sy gaan dit vir bloedoortappings. Sy wil net preek vir die mense. Toe is dit ek elke 4 maande en later elke maand moet sy hulle bloedoortappings op haar doen. Ek hou vir jare elke oggend en aand nagmaal. Ek skakel oral vir gebed. Ek was haar voete. Ek glo God gaan 'n wonderwerk doen. Ek vas en ek bid. September 2018 ontdek hulle sy het nierversaking opgedoen. In ons omgewing is daar nie 'n dialyse masjien wat haar bloed kan suiwer nie, want haar niere het ingegee. Ek word opgelei om by die huis die dialyse te doen, waar ek 5 keer per dag vloeistof intap en 3 ure later weer uittap. Ek begin 7 uur tot 11 uur in die aande. Dan doen ek die laaste. Februarie 2019, na bloedtoetse vind hulle uit dat die dialyse wat ek 5 keer per dag gedoen het, ek was opgelei vir dit, het nie gewerk nie, en sy moet 2 keer per week na Hermanus toe gaan, om 4:15 in die oggend op die masjien te gaan, vir 4 ure 2 keer per week. Ek staan 2 uur op, was haar en trek haar aan, en gee vir haar ontbyt, en 4 uur in die oggend ry ons Hermanus toe, nadat ek haar gehelp het met die reistool binne in die kar. 4:15 gaan sy op die masjiene. Ek sien hoe sy al maarder en maarder word. Sy 83 geweeg, sy teer weg en weeg maar 54. Sy loop moeiliker met die hulp van 'n stoeltjie wat sy stoot. Sy kan haarself nie meer help nie. Ek sien hoe sy my Isakie op die altaar lê. It is not difficult to get rid of your Ismael, but leave my Isaac alone. Vrydag 16 Augustus kom ons terug van die dialyse in die motor, klaar sy het 'n geweldige hoofpyn. By die huis gaan maak ek vir ons en die 2 kinders aandete. Terwyl ek in die kombuis staan, kry ek 'n gevoel, ek moet dadelik kamer toe gaan. Toe ek in die kamer kom, toe is sy so deurmekaar. Sy wil opstaan en loop, maar ek weet, sy gaan val. My huisdokter kom in en hy sê vir my, jaag, vat haar dadelik, wil hy jaag met haar na die hospitaal in Kaapstad, die Panorama, die dokter by die hospitaal, die hermatoloog is daar. Hy ondersoek haar en roep my en sê vir my, jou vrou is deurtrek van infeksie en daar's geen wit bloedselle wat die infeksie kan teewerk nie. Vir 6 weke spuit hulle haar met inspuitings om te sien of die wit bloedselle nie wil herleef nie. Elke dag doen hulle dialyse op haar. Haar beenmerg is dood. Daar is geen lewe nie. Die hermatoloog roep my weer en hy sê vir my dat as my liefling, my Isakie, nou infeksie gaan opdoen, is dit die einde. Hy is bekommerd. Sondag die 29 September sit ek langs haar en ek vra vir haar, liefling, is jy moeg? Ek vra haar, wil jy huis toe gaan? Ek bedoelende dat sy wil huis toe gaan, na Betty's Baai toe, na ons huis toe gaan. En sy sê vir my,
Ek wil huis toe gaan. Ek is moeg. Ek huil by haar, ek is feitlik dag en nag by haar. Sy kan nie meer haarself voer nie. Toe Abraham die mes trek, toe sê God vir hom, moenie, want nou weet ek dat jy my liewer het. It's not Isaac I want, but it's you. God wil nie jou Isak hê nie, maar vir jou wil hy. Donderdag aand 3 Oktober, toe die horlosie 7 uur slaan, toe blaas sy haar asem uit. Ek het haar vasgehou en haar oogies toegemaak en haar gesoen. So 'n paar weke voor sy oorlede is, droom ek en ek kan Annetjie gaan skei. Maar daar is nie enige haat of bitterheid nie, maar die hele tyd hoor ek die woorde so uit die hemel uit. Celebration, celebration, celebration. Vernagte lê ek in my bed alleen en huil. Ek raak my aan die slaap, ek ruik haar reuk, ek wil vir haar vertel, ek is lief vir haar, maar haar plekkie langs my is leeg. Aan die ander kant juig sy, is sy besig om te celebrate. Die engele het haar verwelkom. It's not your Isaac that I want, but it's you. Sedert afsterwe het ek soveel boodskappe ontvang, dat daar 'n nuwe begin is in my bediening. It was not your Isaac I want, but it's you. God wou nie vir Isak gehad het, maar om te sien, gaan Abraham hom vertrou, en dit is hom tot geregtigheid gereken. En God verander sy naam na Abraham, die vader van baie nasies. Ek wil vir u sê, mag hierdie gedagte tot u hart spreek, en die aanspoor tot, it is not your Isaac that I want, but it's you. Willie Sondersen groet hier op Joy Gospel Radio.